Almal wil 'n huisie by die see, dis mooi. Almal hoop die struggle is verby. Het jy al ooit in die spieël gekyk en vir jouself afgevra of dit wat jy sien die werklikheid is? Is ek werklik, my man of my vrou werklik, of my werk werklik, of my kinders of my gesin 'n werklikheid? Wel, daar was 'n baie bekende Franse filosoof, sy naam was René Descartes, en hy het op 'n stadium die vraag gevra. En dan antwoord hy homself deur te sê, die enigste manier hoe ek weet iets is werklik is omdat ek dink. En dan het hy daai bekende uitspraak gemaak, ek dink, daarom is ek. Vandag wil ek dit so 'n bietjie anders stel. Ek dink vandag kan ons dit so 'n bietjie anders sê. Vandag kan ons sê, ek beklei, daarom is ek. Dan kom ek verduidelik dit so 'n bietjie anders dalk. Ek onthou 'n liedjie van Kindsbeen af van Koos Kombuis waar hy sing, almal wil 'n huisie by die see hê en almal hoop die struggle is verby. Nou daai woorde wat hy sê van ek hoop die struggle is verby is iets waarmee ek en jy nogal kan identifiseer. Want ons het ook 'n struggle. En ons struggle is 'n beklei in hierdie wêreld. Nou Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 12 dat ons struggle, ons beklei is nie teen vlees en bloed nie, maar teen ander dinge in die lewe. En ek dink ek en jy ken daardie beklei baie goed in ons eie lewe, want dit voel vir my baie keer in my lewe asof ek net 'n posisie moet oopbeklei vir my gesin en vir myself in hierdie wêreld waarbinne ek leef. By die werk moet ek beklei teen die mense wat saam met my werk, om net 'n posisie te kry vir daardie bevordering, of by die skool moet ek beklei in akademie, op sportvlak of op kultuurvlak, net om gesien of gehoor te word deur ander mense in die skool. En oral wanneer mense gaan, voel dit of mense hierdie veroweringsstryd moet voer. Jy moet die hele tyd beklei en beklei. Baie bekende sielkundige skryf op 'n stadium en sê dat elke mens het 'n drang in hom of haarself. En dis hierdie drang om te beklei. Maar kan ek jou vra, teen wie beklei jy? Wie is jou vyand? Is dit daardie persoon by die werk of is dit daardie persoon by die skool? Is dit dalk jou vriend op universiteit? Nee, die sielkundige skryf en sê dat elke persoon het hierdie drang in homself en hierdie drang om homself of haarself te vernietig. Ons beklei teen onsself. Paulus skryf in Efesiërs 6 dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte. Nou vandag kan ons daai metafoor dalk so 'n bietjie meer modern beskryf deur te sê dalk nie bose magte nie, maar deur die donkerte, die duisternis in onsself. Ons voer 'n oorlog baie keer teen onsself. Ons wil beklei teen onsself dat daardie drang om onsself te vernietig nie oorwin nie. En dis hierin waarin ons net soos Koos Kombuis wil sê, ons almal hoop eintlik hierdie struggle is verby. Ek wil net by daai punt uitkom waar ek vrede en geluk kan kry. Dis hier waar Paulus ook sê waar God ons kan help. Waar Christus vir ons hierdie wapenrusting in geloof gee om te kan beklei. Om te kan beklei teen hierdie dinge in die lewe wat ons heeltyd wil onder te druk. Daardie donkerte of daardie duisternis ook in ons eie lewe. Ek dink hierin het daar vir ons 'n groot boodskap van hoop. In die gedagte dat Christus het klaar die dood oorwin. So ons vyand is nie die dood of die bose magte of daardie dinge nie, maar ons vyand vandag kan baie keer onsself wees. Mag jy in geloof ook hierdie duisternis of donkerte in jou eie lewe oorwin. Sterkte vir die week.